Sondagoggend, laaste Sondag van 2025. Vir my pastoor Stef altyd baie lekker om saam met jou te kuier en glo jy het 'n besonderse naweek agter die rug gehad en ons het 'n huweliksseminaar bygewoon die naweek en verrykend en jy weet mens luister, dis altyd goed om na iemand te luister. Iemand wat 'n derde party wat op die kantlyn staan, wat elke dag met sekere goed werk en met sekere mense sit in sy kantoor en ek moet vir jou sê as jy geleentheid kry om op so verrykingsnaweek te gaan, verloof of getroud, ons het by Turning Point bediening, keerpunt bediening, Dr. Frans Norkie het so 'n besonderse naweek aangebied en ons het dit Vrydag aand bygewoon en gisteraand tot so 9:00 en hulle het vanoggend 'n afsluiting by die gemeente hier in Derdepoort. Nou, as jy nou nie by 'n gemeente ingeskakel is en jy is ook 'n gemeente wat werklik waar aan die brand is en lief vir die Here is en lief vir die woord, dan wil ek jou uitnooi om daar by pastoor Norkie, Frans Norkie, in te skakel. Vir ons was dit jy weet daai to-do lysie wat jy in jou lewe het, dat jy moet na kyk en soveel bagasie, soveel dinge wat ons elkeen maar getroud of ongetroud mee loop. Jy weet, en dan kom dit op die einde van die dag, skiet dit wortel in jou eie verhouding. En jy moenie daai, wat was hy liedjie, kleine hasies in die koringland toelaat, jy weet, om te kom verwoes en te vernietig nie. En ja, hierdie week is 'n besonderse week, my dogter is op die pad, sy kom deur, so sy het Dinsdagoggend grade plegtigheid en Nolan kuier 'n bietjie en Justin is in Italië en Karen lê met haar voet in die lug gister by die sessie, sy skief getrap en die voet staan net so. Die ander voet het sy 'n jaar terug gebreek in die tref en trap ongeluk en nou lyk dit of hierdie voet lyk ook nie goed nie. En weet jy, van ons kant af wil ons vanoggend vir elkeen van julle ook dankie sê. Ek wil dankie sê terwyl jy inskakel vir jou ondersteuning in hierdie aanlyn bediening en ook so waar jy vanaf kyk in watter situasie jy tans jouself bevind. Dankie vir elke gebed. Dankie vir u ondersteuning, selfs ook finansiëel vir hierdie aanlyn bediening. Waardeer dit uit ons harte uit. Ek waardeer dit. Ek het hierdie week 'n paar mense wat ek wil sien rondom my aanlyn bediening wat vir 2026 ek oor opgewonde is. En ek wil jou uitnooi om saam met my ook te bid en natuurlik om al die goedjies te doen, alles in plek te kry. Ja, ek probeer soveel as moontlik, maar uit ou se salaris kan nie dit alles doen nie. So ek wil jou uitnooi om saam met my die Here te vertrou ook. En ja, dat hierdie platform in 2026 soveel harte en lewens kan bedien. Woensdag aand het die stereo se kabel geblaas en die elektriesiënt het Vrydag vasgestel dat moet 'n hele nuwe kabel aanlê. So hulle gaan dit nou 10:10 môre doen. So in tyd terwyl saai ek die huis uit en dit is vir my lekker om saam met jou te kuier en mag Sondag vir jou ook en net 'n rustig wees, maar 'n dag wat jy weet verryk met die woord. Lily wat hier by my nou kom draai. Nou ja, dit is vir my altyd lekker om sommer maar net die woord met jou te deel. En mag vanoggend vir jou inspirerend wees. Dis wat ek wou sê is, Woensdag aand het ek gepraat oor ken God in al jou weë. En toe die krag uitgegaan en ek het sommer maar net so uit my
face uit probeer bedien en te deel. En ek het gevoel om vanoggend sommer maar net, jy weet, in diepte oor Woensdag aand se boodskap bedien en sommer met jou deel. En ek wil jou uitnooi om ook sommer jou hart oop te maak om dit te geniet. As jy nog nie op ons groepe is nie, wel, my nommer verskyn op die blad, op TikTok en op Facebook. En ja, as jy my nommer nog nie het nie, stuur 'n WhatsApp met jou naam en sê ek wil op die groep gelaai word en ons laai op die groep en dan ontvang jy die dagstukkies en jy ontvang dan ook soos vanoggend se boodskap in PDF en dan is daar ook die dagstukkies wat vir my baie kosbaar is wat ek graag ook so met jou wil deel en elke dag plaas ek dit ook daar en natuurlik plaas ek dit ook aan op YouTube na die tyd. So baie welkom vir elkeen wat ingeskakel is vanoggend en mag jy ook beleef en ervaar God se liefde en God se guns vanoggend. Here, baie dankie dat jy waarmaker is van die woord. Dankie vir 'n voorreg wat ons het om vanoggend saam te kuier en stil te word en vanoggend, Here, is my gebed dat jy by hierdie man en vrou sal kom stil staan. Dit wat haar hart, dit wat sy hart is, die vanoggend dit aanraak en ook so bedien. Dankie dat jy ons gedra het in 2025. Dankie vir guns. Dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend stil te kan word en te besef daar's niemand soos U en niemand wat vergelyk en opgemeet kan word aan die guns en aan die goedheid nie. Here, hierdie man, hierdie vrou wat vanoggend luister, is my gebed dat U hom sal oplig met krag, met sterkte, besluite wat geneem moet word. As daar ongelukkigheid en ongemak in harte is, bid ek vanoggend, Here, 'n rustigheid en 'n kalmte en dat U deur die Gees ook so vanoggend hom en haar kom aanraak. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou Spreuke 3 om vanoggend te praat oor jy weet om God te ken in al jou weë. Kom hy en hy sê in vers 5 en vers 6, hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Ek dink vanoggend as jy en ek so saam kuier om die woord, dat hierdie woord het soveel diepte en krag om te sê, vertrou my. Hy kom en hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Wat vanoggend vandag jou gebedsversoek is, dit het ons voor bid en dit wat ons kwellinge is, wil ek jou uitnooi om met jou hele hart op God te vertrou en nie op, soos hierdie gedeelte sê, op jou eie insig te steun nie. Wanneer die vleeslike na vore kom, dan mis ons dit. En ek dink wat baie belangrik is, wat ek en jy vanoggend ook in gedagte moet hou, is om jou en my, en ons het dit gister ook behandel in ons sessies, is om emosies uit dinge uit te haal. En vanoggend na dit te kyk en ek wil jou uitnooi. Jy weet, is dit God se plan of is dit 'n goeie plan? Jy weet, en in jou lewe, om die emosies uit te haal en te sê, Here, ek vertrou U en ek wil by U hoor, wat U plan en U doel is. Elke mens het paai in sy lewe, jy en ek, wat, jy weet, lyk soos 'n raaisel. Ons paai het drome, ons paai het vrese, onduidelike rigting, seisoene waar dinge swaar druk, onverwagte draaie, oop en toe deure in elkeen van ons se lewens. En as jy so 'n bietjie terugkyk in die seisoen in jou lewe, dan kan jy dalk vandag assosieer met van dit. Oop deure, toe deure, vrese, onduidelike, onverwagte draaie wat plaasgevind het, afbetalings, die skok van geliefde wat gesterf het, daai leemte, dood, siekte,
Jy weet, om oor te begin. Jy weet maar, Here kom met 'n eenvoudige, maar met 'n diep opdrag na jou en my toe, om vir ons te sê, ken my in elke beweging, in elke besluit, in elke gedagte, ken my in elke oomblik. En vanoggend wil ek jou uitnooi om dalk daar te kom om te sê, jy weet, Here, ek het in baie opsigte U nie vertrou nie, ek het in baie opsigte U nie ingeken nie. Maar wanneer jy God ken, is dit nie godsdiens of jy word bloot godsdienstig nie. Jy word geestelik gesentreerd, geanker en jy word gelei en jy plaas jou fokus terug na die plek waar dit nodig is en jy staan dan, weet ek, in 'n verhouding en wanneer jy God ken in al jou weë, dan verander jou stap en jou koers en jou doel en jou bestemming. En nou moet ek en jy vanoggend maar vir mekaar reguit en eerlik sê, en my ingesluit en erken, dat as dele in ons lewens wat nog afwykend is, dele is wat, jy weet, nie totaal aan God oorgegee is nie, dele waar daar kort kom, dele waar daar moet groei plaasvind, dele waar oorwinning moet gekry word, verlossing gekry word, genesing, en 'n wonderwerk moet plaasvind. En dit is baie belangrik. Ken God, eerstens wil ek sê, met jou hele hart. En wat ek Woensdag aand gesê het, wil ek oor uitbrei. En as jy God met jou hart ken, dan vra dit om God nie met jou kop. Ja, ons moet God met alles ken. Maar as ek sê ken God met jou hart en nie met jou kop nie, dan wil ek vir jou sê dat ek en jy stil sal word en nie die sielsdimensie sal toelaat om te oorheers, maar toe te laat dat God met sy gees ook jou en my moet lei. En ons vanoggend op 'n plek moet kom sê, wat sê God? Spreuke 3 sê, vertrou my met jou hele hart in vers 5. Waarom die hart? Ek vra jou, waarom die hart? Jou hart bepaal vanoggend jou beweegredes, jou prioriteit, jou hart bepaal jou oortuigings. God wil die eerste van jou besluite wees. God wil op jou troon van jou hart wees. Hy wil die ere plek besit van jou begeertes en hy wil nie laaste op jou lys wees nie. Nou sê dit vir my. Ek moet God eer. Ek moet God ken. Ek moet vanoggend op 'n plek kom om te sê, daar waar dele is en daar waar plekke is, maar God nog nie nommer 1 is nie, en hy dalk laaste op my lys is. Wat ek in my besluit God sal ken. En wat beteken dit en as ek sê dat dis waar jou beweegredes plaasvind in jou hart en jou prioriteite en jou oortuigings, dan kom dit vanoggend en dan lei dit verder my na die volgende. Wat beteken dit om God met jou hart te ken? Daar waar jy nou sit op hierdie pragtige mooi dag, om jou motiewe aan God te onderwerp. Wat is my motief? Wat is my hart? Wat is die motief van my hart? En daai motief moet ondergeskik aan God wees. En om hierdie, en ek dink elkeen van ons het mos hartsbegeertes, elkeen van ons het diep begeertes en iets wat ons nie deel nie, maar wanneer jou hart aan God behoort en wanneer jy weet, vanoggend hoor wat God vir jou ook sê, dan het jy ook die vrymoedigheid om dit wat jy nie met iemand kan deel nie. En ek wil jou uitnooi, ek wil jou aanmoedig om 'n atmosfeer te skep in jou eie lewe, om na God toe te gaan, by God te gaan sit en met God jou hart te deel. En baie keer tree ons op en baie keer doen ons dinge wat as gevolg van waar ons vandaan kom, van seer, dat ons harte verhard het en ons harte beskerm.
En dalk het ons nie met vrymoedigheid en oorgawe die Here loof en eer en God vertrou nie. En dis hoekom daar dalk baie keer die gedeelte inkom waar ons met ons koppies, alles in ons harte onderdruk deur ons sielste mense en met ons kop besluite. Want ons wil altyd baie keer tog maar ons eie houding en ons eie vingerprint afdruk. En God sê vanoggend vir jou en my om my 'n plek te gee, 'n ereplek in jou hart en in jou lewe en in jou besluite. Om dalk hierdie geheime vrae en wat jy het met God te kom deel, om God toe te laat om jou innerlike rigting aanwyser te kom kalibreer. As ek nou so uitkyk hier by die ry, toe ek hier kom sit het 15 minute gelede, was die wolkies mooi oop en ewe skielik is hier nou 'n donker wolk wat hier oor die huis beweeg. En glo as ek na die kaart gaan kyk, gaan nie vanmiddag reën val. So vinnig kan dinge verander. En in jou lewe het dalk hierdie laaste seisoen of die laaste jaar soveel dinge verander wat vir jou sleg was. Wat nie vir jou lekker was nie, wat nie goed was nie, wat seer was. En hierdie innerlike rigtingaanwyser voel 'n bietjie of jy weet dit geaffekteer is. En Vader vra vanoggend dat jou hart, dit wat seer gekry het, dit wat vanoggend gemaak het en vandag gemaak het dat dinge vir jou dof is, dinge vir jou moeilik is. Dis Here, ek gaan nie met my die foute wat ek in my gisters en eergisters gemaak het om op my eie krag te vertrou, gaan ek hier vertrou en ek gaan oorgee my seer en my pyn en my hardkoppigheid en my bitterheid. En vanoggend gaan ek U vertrou en ek gaan bid vanoggend dat hierdie hart van my weer gekalibreer word. Dit is nodig om dit te kalibreer, om daai masjien wat langs die pad hier die verkeersafdeling gebruik word, die spoedkamera, hy moet gereeld gekalibreer word. Die vulstasie, jy weet daar waar wat hulle, jy weet die brandstof ingooi en daai meters op daai, jy weet op daai bokse moet gekalibreer word gereeld sodat die regte liters volgens daai bedrag en daai tellings of elektronika deurgegee word. Die spoed wat gery word, dat dit gekalibreer word, daai masjien. Hier is in die estate is daar jy weet waar hulle die spoed opmeet. Dit moet gereeld gekalibreer word sodat die korrekte en dan moet 'n sertifikaat uitgereik word sodat die direkte lesing gegee kan word oor die spoed. En so kom ek vanoggend in. God kom in sy liefde en hy het deur sy bloed jou en my hart te kom kalibreer. Baie keer maak dinge en situasies dat jy weet ons uit lyn uitgaan en dat ons verkeerd optree, verkeerdelik dinge sê. En God kom vanoggend en hy sê, hoorie so, ek wil weer jou hart kalibreer. Ek wil vanoggend jou omstandighede weer in lyn bring met my woord. Matteus 22 kom en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Jeremia 17 vers 7 sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou. En vanoggend, ek weet nie hoe lyk jou situasie en ek weet nie wat dit is nie, maar vanoggend, Here, bring ek dit. En ek vra vanoggend dat U sal kom en dit kom kalibreer. Dat dit weer in lyn kom en dat die vrede en dat die kompassie weer terugkom. Jy ken God regtig wanneer jou hart eerste ja sê, selfs voor jou kop verstaan. Dis eintlik wat ek volgende vir jou sê. Hierdie hart eerste ja sê. Dis wanneer jy God regtig ken. Voor jou kop verstaan wat aangaan. Maar vanoggend met ons harte weer gekalibreer word.
Tweedens, om God met jou hart te ken en by so 'n plek te kan kom, wil ek vanoggend vir jou sê, nie met jou kop nie, maar met jou hart. En dan dink ek tweedens, wat vir my so mooi uitstaan, is dat ken God ook in jou gedagtes. Mense, daai gedagtes kan partykeer soos 'n asblik lyk. Daai gedagtes kan baie keer vol, en kyk 'n bietjie as jy die deksel afhaal en jy kyk in jou gedagtes en hoe lyk jou gedagtes? Wat bedink jy? Wat is daagliks aan die gang binne in jou gedagtes? En as ek sê ken God met alles en alle weë, dan sê ek vanoggend ook jou gedagtes. Spreuke 3 sê in vers 5, steun nie op jou eie insig nie. Nie op jou eie insig nie. So, die grootste gevegte in 'n gelowige se lewe is tussen hierdie twee ore. En jy moet sensitief wees dat ons het toelaat dat hierdie koppie van ons die besluit te neem wat ons hart veronderstel is om te neem nie. Baie keer is ons het die term hardkoppig. Daar was 'n skool toe ons in graad 8 was. Ek weet nie of julle dit kan onthou wat as jy standaard 6 was, dan was daar ontgroening gewees. Ek weet nie of daar meer ontgroening is nie. En dan het jy so 'n ou papierbord gedra met jou naam op en het 'n dummy gehad of wat ook al. En dan was aan die gange gewees in die skool waar ek kom in Hoërskool Grenswag. Moes ons jy weet in die gange, ja, dat die matriek ons gevat en dan moes ons teen die mure gaan staan. En dan moes ons so met ons boude teen die mure geslat het en dan moes ons sê harde gat word sag. Kan jy dit onthou? Verskoon die terme, maar matriek het eintlik vir ons gesê, hoor, julle was verlede jaar graad 7, standaard 5. Julle was alles gewees, die mekkie van die plekkie. Nou gaan ons jy weer afbreek. As jy nou weer niks maak, nou begin jy weer onder. En ironies, as jy matriek klaar maak, dan gaan studeer jy en dan is jy weer 'n groentjie. Kan onthou, na matriek wat ons gedink het, ons was alles gewees. En toe gaan ons kweekskool toe. En daar op kweekskool het ons so groot teddybeer. Ek dink hy was hoër as 1 meter gewees. Die teddybeer se naam was, en ek sal dit nooit vergeet nie, Slobodan Slobojanovic. En ons moes daai teddybeer oralste dra. Daai tyd was dit Centurion was toe verwoordbaar stad gewees. Ek weet nie of jy kan onthou daai wateroral. En ons moes daar gaan staan het en ons moes gekoller en getuig gewees het met hierdie teddybeer. En soos die mense daar met die roltrappe afkom, moes ons gesprek voer met Slobodan Slobojanovic. En ons moes Slobodan Slobojanovic in die CNA invat en vir hom ontbyt koop en met mense voorstel aan hierdie nuwe vriend van ons. Dit maak jou weer niks nie. En vanoggend dink ek aan ken God in al jou weë en selfs in jou gedagte lewe, dan moet ek en myself ook niks word nie. En ek moet op 'n plek kan kom om tussen hierdie twee ore van my dit in te rig, baie sensitief. Waarom? Want jou eie insig, my eie insig is beperk, emosioneel gelaai en dikwels beïnvloed natuurlik deur vrese, trauma, vorige ervarings en mislukkings. So hoe ken ek God vanoggend in my gedagtes? Om te sê, jy weet waar ons vandaan gekom het in ons lewens, en die bietjie wat ek nou gedeel het oor ons skoolloopbaan,
klim jy weer die leer en so kry jy bevordering. En waar die duiwel kom steel. En hy het jou gelyk gemaak met die grond en jy voel vanoggend of jy op 'n ashoop sit van omstandighede van seer. En jy voel vanoggend, jy weet, moedeloos. Dan kom die woord en Filippense 4, hy sê rig jou gedagtes op wat waar, eerbaar en lofwaardig is. Romeine 12 sê so mooi in vers 2, laat jou denke vernuwe word. Daar moet verandering plaasvind. En daar's groei. Kom ek en jy vanoggend neem 'n besluit om te sê dat ek maak 'n besluit en 'n keuse om vanoggend te groei. Vanoggend nie te stagneer nie. En vanoggend ook so hierdie hart op God terug. Twee Korintiërs 10 sê so mooi in vers 5. Ek wil net gou hierso merk, jy kan nie net daar afsit gou. Ek sit gou hier besig. 2 Korintiërs 10 sê so mooi, hy sê in vers 5, bring elke gedagte. Hoor wat sê hy, dit is so mooi, hy sê, bring elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Wanneer God in jou en in my lewe beheer kry oor ons denke, verander ons besluite, en dan verander ons lewens ook. Ek ken God vanoggend deur of ek neem 'n besluit vanoggend, om my hart aan God oor te gee, my denke te vernuwe, en dan my besluite. Jy kan nie aangaan, soos jy aangaan altyd nie. Maar moet verandering plaasvind. En Spreuke 3 sê, ken hom in al jou weë. Nie sommiges nie. In alles. Om God in alles te ken. So wat sluit dit vanoggend in jou en in my lewe in? Die keuses oor jou roeping. En ek praat nie net van 'n roeping van die bediening nie. Ek praat van wie jy is. Jou identiteit en om God in alles te ken en waar jy nou is. En ek het vir iemand in die week gesê, jy is nou waar jy is, dis nie wat jy wil doen nie, maar dit bring brood op die tafel en dit bring 'n dak oor jou kop. So eer God vir dit wat jy het. En wees daarin getrou. En God sal jou oprig, en God sal herstel bring, en God sal ook jou grondgebied vermeerder, en God sal ook so vir jou oplig. In jou beleggings, en in jou finansies, in jou verhoudings, en groot lewenskeuses wat jy moet neem, in jou dag tot dag rigtings. Kom die Here en hy sê, ken my in jou besluite. En dan moet ek en jy maar sê, baie keer, het ons maar self besluite geneem, en dis hoekom ons die toetse van die lewe dop. Omdat dit oor baie meer gaan, as oor God, dit gaan oor my. So dat ek uit hierdie kan kry, en ons mis dit. Die essensie vanoggend is om God in alles te ken. En my besluit, en jy sê, ag dit klink so klein en eenvoudig wat ek vanoggend mee sit, of dit voel dalk vanoggend so groot. Ken God in alles. Jy weet, Psalm 37, sê in vers 5, wentel jou weg op die Here. Wentel jou weg op Here en vertrou op hom. Jesaja 30 vers 21 sê, hier is die weg, wandel daarin. Hier is die weg. So God kom en hy gee vir my en jou 'n weg. God kom en hy maak dit baie duidelik in sy woord. Maar ek moet op 'n plek kan kom om myself te kry om daarna toe te gaan, na daai plek van vervulling, daai plek van vrede, daai plek van guns,
daai plek van deurbraak. En wanneer jy God raadpleeg, bring God wysheid, en wanneer jy God gehoorsaam, as hy vir jou wysheid gee, gaan hy vir jou 'n uitkoms gee. En hier is God so duidelik, dat hy is vir jou wysheid en hy is vir jou 'n uitkoms. Ken God in jou krisis en oorvloed. Om God te kan ken in die goed en in die sleg. En dis waar ons baie keer die toetse dop in ons lewens, dat ons vertrou God meer wanneer dit sleg gaan, want nou moet God antwoord en nou moet God deurkom. En wanneer God deurgekom het, dan vergeet ons van God. En dit is baie belangrik om hierdie 4de punt met jou te deel, is om te sê, om ken God vir oggend in jou krisis en in jou oorvloed, in jou baie en in jou min. God wil deel wees van elke seisoen van jou lewe. God wil nie net voel hy's deel van jou wanneer dit swaar gaan nie. Ek moet God in alles ken. Ek moet God in elke area van my lewe ken. En om God in elke area te ken, vra vanoggend of sê vanoggend dat dit gee ek oor en dit vertrou ek God in. En wanneer dit moeilik gaan, Psalm 46 sê, so mooi in vers 1, baie bekende gedeelte, God is my toevlug, en hy is my sterkte. En ek wil vir jou sê, wat nou sit in angs en in vrees vir die onbekende. God is jou toevlug, God is jou sterkte. Jesaja 41, vers 10, moenie vrees nie, ek is met jou. Wow, jou besluite van goed en sleg, jou situasie tans, God verander nie. God het jou nie minder lief van die storms nie. God is nie ewe skielik doof wanneer hierdie golwe om jou breek nie. Hy is nog steeds dieselfde God. Hy is onveranderlik. En wanneer dit goed gaan, kom hy en dit is wanneer dit met my en jou moeilik gaan, dan is hierdie skrifte daar om vir my en jou te sê, ek is jou toevlug en jy hoef nie te vrees nie, ek is jou uitweg, en wanneer dit goed kom, of wanneer dit goed gaan, en dalk gaan dit met jou goed, prys die Here. En al gaan dit sleg, prys die Here. Daar is vir my en jou die versekering in alles, dat ek is met jou. Deuteronomium sê in vers 18, onthou, Deuteronomium 8 vers 18, onthou die Here jou God, want hy gee jou voorspoed. Dit wat jy het is genade. Psalm 103 sê, moenie die weldade van God in jou lewe vergeet nie. Sulke klein, kort versies, maar wat vir my en jou soveel inhou. Krisisse bring jou en my natuurlik op ons knie en voorspoed toets die harte. In beide seisoene moet ek God bly ken en moet ek naby God bly. Iets wat my ook uitstaan is om God te kan ken en jou weë beteken om hom te erken as die Here. Daar buitekant waar dit nie altyd goed gaan nie. Daar waar jy deur dinge gaan, is om nog steeds God te erken as die Here. Ken hom beteken erkenning, dit gee bevestiging dat hy my Here is, dat hy my toevlug is, dat hy my antwoord is. En daar waar ek en jy is, hoe erken ek God dan prakties? Wel, deur my aanbidding, deur my gehoorsaamheid, om die Heilige Gees sensitief daarvoor te wees en dan die Heilige Gees te volg, deur selfs gehoorsaam te wees aan die klein dingetjies.
ook dankbaar. Psalm 34 sê dit so mooi, hy sê, ek sal die Here loof en dien altyd die Here. Johannes 10:27, my skape luister na my stem. So wanneer jy God erken, word jou lewe, my lewe, ons lewens, sy platform. So wanneer ek God ken, dit bring my by die volgende punt. Wanneer ek God ken, dan maak God my pad vir my gelyk. So wat beteken as ek sê paaie gelyk maak? God verwyder in jou lewe, Boeta, Sissa, in my lewe die struikelblokke wat ek en jy nie eens gesien het nie eens van bewus is nie. God bring rigting waar daar draai en konkels was. God maak 'n pad waar daar geen pad is nie. God bring orde in jou wanorde. Dis wanneer God ons paaie gelyk maak. God bring vrede wanneer daar verwarring was. Ek dink ons kan gaan sit en ons lewens gaan deursigtig en koste bereken en dan moet ons van onsself sê, wow, ek sal geen oorgawe in hierdie deel en in daai deel oorgegee aan God nie. So Jesaja 45 sê so mooi, ek sal voor, in vers 2, ek sal voor jou uittrek en die ongelyke plekke gelyk maak. God gee vir my en jou vanoggend die belofte, die ongelyke plekke sal hy gelyk maak. Dinge gebeur ook, maar God is in dit. En hy gee vir my hier vanoggend die bevestiging. Vertrou my. Gee alles om by hierdie gedeelte in Jesaja 45 wat die Here sê, ek sal voor jou uittrek en jou ongelyke plaai gelyk maak. So vir my om die ongelyke paai te gee, dis wanneer dit moeilik gaan. Om God te vertrou. En nou sê God, vertrou my. Gee alles oor. Psalm 23 sê so mooi, hy sê in vers 3, hy lei my in die spore van geregtigheid. So wanneer ek en jy God ken in al ons weë, stap jy nie meer blind die toekoms in nie. Jy stap met rigting en jy stap met visie. En vanoggend kom ek en jy neem 'n besluit om alles oor te gee, God in alles te ken. Die dele wat niemand eers van weet nie. Daai vroegings oor te gee. Sê ek stap in hierdie toekoms in. En vertrou U vir rigting en vir visie. God roep, en ek wil, jy moet my hart hoor, God roep jou en my vandag, daar waar jy sit, na dieper intimiteit met hom. En God sê, moenie net van my praat nie, ken my. Moenie net vir my leiding vra nie, volg my. Moenie net my wil soek nie, gee my al jou weë. So wanneer ek en jy God in al ons weë ken, dan word jou en my lewe, terwyl dit kompleks is,
tog eenvoudig. En my gees in hierdie storms raak rustig. En ek kry krag. Ek word sterker om deur dit te gaan. En dan vanoggend word alles in jou, alles in my, tog net sterker en tydliker. Dankie vanoggend, Here, dat ons net so 'n bietjie kan stil word voor. Vanoggend net hier breek ons syne 'n bietjie op nou, maar ons is aan die einde. Maar Vader, dankie dat ek vanoggend oor kan gee, alles aan U kan gee. En ek kies vanoggend U in al my weë. My hart, my gedagtes, my planne, my vrese, Here, my drome, my alles bring ek voor U. Ons bring dit vanoggend voor U. En lei ons en maak ons paaie reguit. Dankie vir U weë, dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat ek nie meer op my eie insig vandag kan vertrou nie, maar oor kan gee in alles U te vertrou. Dankie, Here, dat U hierdie Boeta lei, hierdie Sissa lei. Here, ons dra ons rug en dat U ons baie gelyk maak. En vanoggend gee ons in alles oor aan U. Ons loof en ons prys U in Jesus se naam. Amen. 8:00 vanaand kuier ons weer so saam. Dit is my baie lekker gewees om so saam met jou te kuier in die woord. Stap in oorwinning en vat hierdie gedeelte, maak dit jou hart en sê, Here, ken jy alles. Ek soek jy in alles. En elke deel, vra jouself, gaan deur dit, en ek gaan dit nou weer op die groepe plaas, en ek dink vanoggend gaan die wat op die WhatsApp groepe is, dit gaan baie meer duidelik uitkom, en jy gaan baie meer die boodskap nou kan meer sin maak, omdat daar nie baie steringe was nie. Gaan lees dit deur, en ja, en groei in die Here. Gee oor aan die Here. Het vir my lekker gewees om saam met te kuier en sien jou, as die Here wil, 8:00 vanaand, TikTok en op Facebook. Julle is kosbaar. Geniet julle dag en pas julle self mooi op. Goedheid en guns. God bless.